am a child of God. Sê vir jouself vanaand. Ek is u kind, Here. Ek het nie meer vrees nodig om my te vat nie. U het my vrygekoop. Halleluja. Halleluja. Dankie, Here. Ons prys en ons loof U. En ons eer U vanaand. In Jesus naam. Amen. Halleluja. Baie dankie aan die orkes wat ons, u kan maar u sitplekke neem, baie dankie. Ja, dis lekker om die Here so te loof en te prys. En lof en eer aan hom te gee. Maar ons moet ook by die woord uitkom. Partykeer is dit moeilik om by die woord uit te kom as ons weggevoer is in die teenwoordigheid van die Here. Nou vanaand se boodskap het net 2 woorde. Ons het vanoggend gehoor van hoe prof gesê het ons tevredenheid en geregtigheid kom van God af. Ons ontvang alles van die Here af. Dit wat ons vra, sê die woord vir ons, alles wat julle in my naam vra, dit sal ek vir julle gee. Is dit nie so nie? Ekskuus. Ons loop met daardie versekering. En ons loop met daardie beskerming. Ons het gehoor van Tracy vanaand. As dit nie was dat die beskerming van die Here om hulle was nie, dan was hy dalk nie met ons vandag nie. En daarom is dit vir my en vir u belangrik om te weet, maar wanneer is dit ons beurt om God tevredenheid en geregtigheid te gee? Dit is maklik vir ons om net te kan ontvang. As ek vir jou sê, staan op en kom sit hier, dan gaan jy wel wonder, hoekom het ek so gesê? Jy gaan reageer daarop, jy gaan dit doen, Joe. As jy vir jou werksmense sê om 'n taak uit te voer, en het doen dit nie, dan bars die bom. Is dit nie so nie? Kyk, Jessica werk nou vir prof en gaan julle dan nou nie doen wat ek julle gevra het om te doen nie? Is ek reg, prof? Jessica, jy het 'n vraag gevra en gesê, hoorie, jy moet dit doen. Ja, okay, ek sal dit doen wanneer ek kans kry. Is dit nie so nie? O, is dit nie so nie? Want weet jy wat? Vir die wêreld spring ons. Vir die wêreld, omdat ons sienend en horend is, doen ons dit. Maar wanneer begin ons bietjie op te staan? Sit so lank vir my daarop, Jesaja 6, vanaf vers 6 tot 8. Wanneer gaan ons die boodskap van vanaand is, wanneer stel ons God tevrede? Hy stel ons altyd tevrede.
En as Jessica gedoen het wat prof gesê het, dan stel sy hom tevrede. En hy's tevrede met dit wat gedoen is. Sorry Jess, ek pik nou vanaand 'n bietjie op jou, maar ek wil ook vir ons kykers wat vanaand saam met ons hier is, sê, hoeveel tevredenheid het God van jou kant af al gekry? Die woord sê vir ons, maar een van die serafs het toe gevlieg met sy gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het. En my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit is jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde versoen. Jesus het dit mos klaar gedoen. Jesus het dit mos weggeneem. Ons is versoen in hom. En nou kom hy, daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, nee Here, nee, wag 'n bietjie, net 'n oomblik, jy praat nie met my nie. Toe die Here vir my die boodskap gegee het, toe sê ek, Here, is jy seker? Ons bevraagteken baie kere wat die Here vir ons sê om te doen. Jy sit hier in die diens en dan lei die Heilige Gees jou, Louis, om vir Tannie Jana te kom bid. Maar Here, dit is 'n vrou. Ons as mans is baie versigtig en ons wil dit nie sommer doen nie. En nou bedroef ons het verlede week gehoor, ons moet nie die Heilige Gees bedroef nie. En nou bedroef ek die Heilige Gees, en wat doen hy? Hy kan nie terugkeer na die hartskamer toe van die Vader, om vir ons die beste woord te gaan haal nie. Wie stel ons nou eintlik te leer? Ja, ek het jou al hoeveel keer gevra, om dit vir my te doen, Jessica, maar jy luister nie. Nou gaan ek maar moet optree. Nee. Kyk, as prof optree, tree hy op. Is ek reg? En as God vir ons iets sê om op te tree, wat doen ek en jy? Ons lag dit af. Is dit nie so nie? Baie van ons lag dit af. Ons is nie bereid om op te staan nie. Ons is nie bereid om op te staan en te sê, Here, lei U my deur U Gees, soos U wil is. En daar staan geskrywe, toe hy die stem van die Here hoor, wat sê, wie sal ek stuur? Ek moet net gou Checkers toe gaan. Gee net gou 'n kansie. Nee, ek moet gou my wasgoed klaarmaak. Ek moet gou dit doen. Ek moet gou dat doen. En dan kom die Here en dan sê hy, maar as jy my vra, dan sê ek nie vir jou, ek gaan eers 'n man trou en iemand begrawe en 'n vrou soek en al daai goed nie. Hy sê, ek staan op, dadelik vir jou. En hy sê, wie sal ek stuur? Here, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Daai's hard. Daai's hard. Hoeveel van u wat sal gesê, ek wil jou stuur? Maar Here, ek was nog nie deur die teologiese kollege en ek het nog nie BSOW klaar gemaak en ek het nog nie dit gedoen en ek het nog nie dat gedoen nie. Waar het die Here gevra dat wanneer hy wil hê jy moet vir hom opstaan om hom tevredenheid te gee,
Waar het hy gesê, jy moet eers dit weet en dat weet. Hy het dit nie gevra nie, hy het gevra, ek wil hê, jy moet, wat beteken staan op? Om te reageer volgens die woord wat aan jou toegeken is. En ons is baie maklik en vinnig om te sê ja en amen. Maar hoeveel kere het ons die Heilige Gees nie bedroef daardeur om te sê, Here nee, jy kan nie my stuur nie. Ek is nog nie 'n pastoor nie. Ek weet net nie, ek probeer nog, ek en prof, ons in pastoor Alf probeer kyk, waar staan dit geskrywe? Stuur net die herders. Ons sukkel 'n bietjie daarmee. Ons kom nie daar uit nie. Die Heilige Gees maak dit nie aan ons bekend nie. Maar die bereidwilligheid van die mens se hart, stel dit God tevrede? Is ons daar om God tevrede te stel? Gaan vir my na Matteus 9, vers 6 toe asseblief. Is ek bereid, wanneer die Here met my praat in die sang? Is ek bereid om te gaan? Is ek bereid om te sê, nee Here, ek sing nou te lekker man. Maar dit is nie wat die Heilige Gees van jou gevra het nie. Want die Heilige Gees kry die opdrag by die Vader, om aan jou te gee, en te sê, maak so en so. En nou slaan jy 'n dubbele slag van disappointment. Dit wat ons doen, en die Here sê, in hierdie jaar wat hy ons wil gebruik, gaan ons regtig opstaan vir hom. As Jesus nie omgegee het nie, en nie opgestaan het nie, maar dan wat julle weet, dat die mens, seun van die mens mag het om op aarde sonde te vergewe. Nou wil ek net vir u vra, daai woordjie, 3-lettertjie woord mag, Jesus het dit saam met hom gevat, nee. Het hy dit saam met hom gevat? Of het hy dit ook aan my en jou gegee? Het hy vir ons gesê, alle mag in die hemel, op die aarde en onder die aarde, het ek ook aan julle gegee? Groter dinge as wat ek gedoen het, gaan julle doen. Het hy dit nie vir ons gesê nie? Maar al wat hy vir ons gevra het is, staan op. En toe sê hy vir die verlamde man, staan op. Hy het ook gesê, wie is hierdie Jesus waarvan die manne so praat? Maar omdat hy vertroue gehad het, en hy geglo het, die geloof vanaf die Vader, het deur die Seun geskyn op hierdie man. En hy sê vir hom, staan op, neem jou bed op, en gaan na jou huis toe. Vers 9 asseblief. En toe Jesus daarvandaan verder gaan, sien hy 'n man met die naam van Matteus, wat by die tolhuis sit. En hy sê vir hom, volg my. En nee, hoor jy, hier is fout met hierdie man, hoor, ek is besig om te werk. Hier is fout met hierdie man, hoe kan jy vir my sê, ek moet jou volg, pastoor Alf? En hy het opgestaan. As hy nie opgestaan het nie, sou hy alles geestelike waardigheid verloor het. Hy sou maar net so die gewone mens, wat daardie tyd in die straat gelewe het. En hom gevolg. Het Jesus gesê, joh, Matteus, ek is so bly.
Ek is so bly jy het my gevolg. Wat in die jare saam met Jesus gevolg het die tevredenheid aan die Vader gebring, nie aan die mens nie. Ons moet meer staan op. Ons moet meer staan op en gee die heerlikheid en die geregtigheid en die tevredenheid aan die Vader. Wanneer het Jesus vir jou gesê, staan op? Het Jesus dalk al vir jou dit gesê? En nou, prediker, nee, nou moet jy nie dit vir my vra nie, want dis onregverdig. Die woord van die Here kom na jou toe en die woord van die Here sê vir jou, skakel in, staan op en skakel in by die Bybelskool. Nee, Jesus, ek het gehoor hoe praat die mense van die Bybelskool. Daai eerste jaar. Nee. Met prof aan die helm. Nee, julle is seker mal, man. Hoe dieper ons ingaan, hoe meer kan ons opstaan. Hoe meer ons weet, hoe beter is dit. Want dan het ons die wapenuitrusting van God, wat aan ons geleer word, hoe om dit te gebruik, teenoor. Daar sit studente daar agter, wat weet. Hier sit 'n paar studente hier wat weet. Robert, hulle gaan nou 3de jaar toe. Baie van die studente sê, nee, pastoor, hierdie eerste jaar, die eksamenblad is 2 bladsye lank. 8 ure is 'n skrywery. As hy dit hoor, dan val hy onmiddellik aan. Nee. Ek gaan nie dit doen. Dit is nie waarvoor ek geroep is nie. Is jy dan 'n disipel van Jesus? Is jy 'n volgeling van hom? Dan het dit tyd geword dat jy ook opstaan. Dit het tyd geword, pastoor Alf, ek het nou die dag vir jou gevra, ek het vergeet. Hoe oud was jy toe jy 'n prediker geword het? Nie 17 nie, nie 27 nie, 67. Ons het harde bene gekou, saam met prof. As hy kyk net daai blad so, dan sê hy, gaan maak reg. Dan sê ek, Here help hierdie man, want hy weet nie wat hy doen nie. Prof. Maar weet jy wat? Omdat die Here vir my gesê het, staan op. Ek wil jou gebruik. Die Here wil elke ene wat van hier tot daar agter, wil die Here vanaand vir jou sê, staan op. Ek wil jou gebruik. Ek wil tevredenheid hê en geregtigheid uit jou uitkry. Matteus, ons het volgende gehoor, Matteus 28. Gaan dan hier. Nee, is nie vir my nie. Nee, pastoor, ek maak musiek hiervoor, dis genoeg. Ek weet nie, waar staan dit geskrywe nie. Nou kan jy sê, ja, maar daar staan geskrywe, elkeen van ons het 'n gawe. Nou vat jou gawe bietjie, tel hom bietjie op en begin hom te leef. Sodat God daardeur verheerlik kan word. Matteus 22 vers 46 asseblief. Dit is maklik vir my om hier voor te staan, omdat ek deur dit is. Om te sê, jy kan sê, pastoor Joe is vir jou.
Ek weet nie of ek dit sal kan doen nie. Oeps, 67-jarige ouderdom. Het die Here gevra, hoor jy moet 25 jaar oud word. Ek gaan eers wag, Johan het nou die dag, Johan Grobler, hy's nou daar agter. Hy het sy kursus geslaag. Harde bene gekou. Aande vir aande ingesit. Want wat het Jesus vir hom gesê? Staan op. Ek wil jou gebruik. Of dit nou onder die jeug is en of dit onder die groot mense is en of dit onder die kinderkerk is, dit maak nie saak nie. Al wat die Here se tevredenheid in sy hart, die Vader kry tevredenheid in sy hart as ons opstaan. En niemand kon hom 'n antwoord nie. Ook geen een van daardie dag af het dit meer gewaag om vrae te stel. Nee Here, jy maak 'n fout, dis nie met my wat jy praat nie. Die Here praat dalk nou met jou al. Ek weet. Terwyl die woord afgaan, is die Heilige Gees dalk besig om in jou en deur jou te werk. Ek weet nie. Maar hoe bereid is ek en jy? Gaan vir my na Handelinge 16 vers 1 tot 5. Ons gaan van vers 1 tot 20 werk. Hierdie gedeelte ken ons almal. En in die dae van Debrei in Lystra aangekom en daar was 'n disipel met die naam van Timoteus, seun van 'n gelowige Joodse vrou, maar van 'n Griekse vader. Hy het 'n goeie getuienis gehad van die broers in die Lystra en Ikonium. Paulus sê, wou het dat hy moet saam met hulle op reis gaan, en hy het hom geneem en besny ter wille van die Jode. Onthou, ons het vanoggend gehoor hoe het prof gepraat oor die besnydenis. Arme vrouens. Want hulle het almal geweet dat sy vader 'n Griek was. En op hulle reis deur die stede het hulle die verordeninge van deur die apostels en die ouderlinge in Jerusalem vasgestel het, aan hulle oorgegee om te onderhou. Daar was aan jou oorgegee om dit te onderhou. En die gemeentes is versterk in die geloof en elke dag vermeerder in getal. Omdat hulle bereid was om op te staan. Paulus en Silas gaan vir my na vers 25 toe. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid. Ons weet wat het gebeur. Ons ken die verhaal. Hoekom hulle in die tronk beland het. Want hierdie vrou wat die hele tyd agter hulle aangeloop het en gesê het met 'n waarsêende gees, hierdie manne is regtig godsmanne. Ja, hulle is godsmanne. Ja, Jesus, hierdie manne is godsmanne. En ek dink tot hierso toe en nie verder. En hulle het die vrou bestraf. En hulle het geld gemaak met die vrou, daai manne. En hulle het Paulus en Silas in die tronk gegooi. En Paulus en Silas kon gesit het en hulle kon niks gedoen het. Maar hy het gesê, kom ons staan op en dan bid ons en ons sit lofliedere tot die eer van God. Paulus, het jy van jou kop afgeraak. Ons sit in die tronk, my maat, as jy nog nie weet nie. Lyk my dit het nog nie geregistreer nie. Ons sit in die tronk en hoeveel van ons sit in tronke elke dag van ons lewe?
Ek kan nie nou bid nie, prof. Oh, my siel is versteurd, man. Mense het van my sleg gepraat. Mense het van my dinge gesê. En dit het my te neergedruk gemaak. Is dit God se skuld? Wat het God daarmee te doen? En omdat hulle daar gesit het en hulle God niks mee daar te doen het nie, het hulle geweet, waar lê hulle oplossing. En hulle het gebid, en lofliedere tot eer van God gesing, en die gevangenes het geluister. Die evangelie het uitgegaan. Die tevredenheid in die hart van die Vader was groot. Die glimlag op sy gesig het die engele beïndruk. Sit u en ek 'n glimlag wanneer hy vir ons vra, staan op en gaan. Ek wil vir u 'n verhaaltjie vertel wat ek gehoor het in hierdie violetspelers. Hulle is mos 'n groot orkes daarin. Hierdie ou speel sy hart uit. En nadat hy klaar gespeel het, staan al die mense op en hulle juig hom toe. En hulle klap hande en hulle is vreeslik verheug in hierdie mooi gedeelte wat hy gelewer het. En sy hande gaan na sy gesig toe. En hy huil. Hulle sê, kom jy moenie huil nie man, Jetsie, kyk hoeveel mense staan hier vir jou. Hoeveel mense verheug hulle in dit wat jy gedoen het. En hy sê, maar dit is nie almal wat staan nie. Daar sit 'n man. Hy staan nie. En hy was my leermeester. Wie is jou leermeester? Verheug ons in ons leermeester, of sit ons ook met ons hande voor ons gesig, en ween ons ook, omdat ons hom teleurgestel het? Of het ons vreugde in hom verskaf, aan hom verskaf? Die vraag is vanaand wat ek mee wil los. En ek het nie hier gewees om hier lank besig te hou nie. Want die besluite lê by u. Ek wil die orkes vra om vir my vorentoe te kom. JJ, kom julle vorentoe vir my. Ek wil vir julle sê dat daai laaste liedjie wat hulle gesing het, I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. En ek wil hê jy moet jou oë sluit en jy moet vir jouself die vraag vanaand afvra. Here, in hierdie aand en in hierdie oomblik waarin ons is, het ek vir u tevredenheid gegee. As hy by die deur moet instap en hy moet sê, ek ween, omdat toe ek gevra het vir julle om op te staan, het julle gebly sit. As jy vir die Here wil opstaan, as jy vanaand wil staan en sê, Here, ek wil werklik vir u opstaan, Here. Ek wil werklik
deur U gebruik word. En onthou, hierdie is nie net 'n sê nie. As jy wil staan op vir die koning van die konings, vir die Here van die heelal, vir die skepper van alle dinge, is jy bereid vanaand en sê, Vader, van vanaand af staan ek op vir U. Ongeag my lewe. Ek gaan nie kyk hoeveel mense staan nie. Ek staan voor die Vader vanaand in my eie. En ek wil sê, gebruik U my vir U tevredenheid, tot U geregtigheid. Halleluja. No longer a slave to fear. Jy moet onthou, as jy vanaand staan, Child of God. die Vader sien dit raak. I'm no longer a slave. En jy kan nie omdraai en sê, maar ek het gestaan net omdat pastoor Jou so gesê het. I'm a child Ek staan, of God. Here, omdat dit uit my hart uitkom, uit my wese uitkom. Ek weet, jy kyk nie na of ek oud of jonk is nie. Jy kyk na my bereidwilligheid. En ek loof en ek prys U daarvoor. Halleluja. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You unravel me with the melody. You surround me with the song of deliverance from my enemies. Till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child
Ja, jy kan die sitplekke vir 'n oomblik neem, ek wil net. Terwyl ek nou ons so sing. Goud of silwer het ek nie. Maar wat ek gee ek vir jou in die naam van Jesus. Staan op en loop. Begin op te staan vir die koninkryk van God. En loop met die evangelie waar. Amen. Prys die Here. Laat my toe om ook so die afkondigings te doen vir die week en Dinsdag die 13de Januarie is daar 'n bestuursvergadering om 18:30. Woensdag die 14de die oggend is daar weer dames biduur en ek wil vir die dames sê wat dit kan bywoon, doen dit. Hulle geniet die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En partykeer dan gaan ons sê, "Joh, ek het nie geweet die Heilige Gees kan so beweeg nie." Kom hoor en kom kyk. So ook om 18:30 Woensdag maak die selgroepe weer oop. En ek wil almal nooi om te sê, kom as julle kan kom. Saterdag die 17de Januarie is daar weer die bidtuur open 7:00, dis reg. En dan donderdag die 22ste Januarie begin die jaar se Bybelskoolkursus. Fase 1, 2 en 3. En indien jy belangstel, wees hier die 22ste. Ek het julle nou 'n bietjie bang gepraat vanaand om te sê. Ek dink party van julle herdink dit. Moenie man, dis nie so erg. Dit is nie so erg. Vra vir die studente wat klaar deurgegaan het. Dis nie so erg. En dan ook Saterdag die 24ste Januarie om 8:00 die oggend is dit werkersdag. Die Here sê ons bly in paleise, maar sy huis lê in pyn. Daarom wil ek u nooi as gemeente om te kom u gewig in te gooi om die huis van die Here mooi skoon te kry. En dan ook Maandag die 26ste Januarie begin die BSO weer kursusse. Nou dis 'n blou en 'n groen en 'n rooi boek. Nou die BSO weer 3de jaars. Dit begin om 18:30. Testing your faith and true spirituality. So vir die wat in hulle 3de jaar is, julle weet wie dit is. En dan Dinsdag die 27ste, you were born for this. Jy gaan baie daai uitleer, ek kan jou dit verseker. Ek gaan sê, wat nee, ek nie, kom hoor. En dan ook a vision of a leader. Daar word vir jou geleer hoe om jou leierskap, eienskappe na vore te laat kom. En dan om Woensdag, die 28ste Januarie, begin ons eerste jaar die rooi boek met Survey of the Bible. Nou weet my sê prediker, maak jy die Bybel. Maar ek wil vir jou sê, ek het nie geweet hoe die Bybel aan mekaar gesit nie. Dis party mense wat se monde oopgeval het. Ek was een van hulle. Toe ek hom leer, toe sê ek maar, hoe is dit moontlik dat Job en Genesis by mekaar kom?
Nou ek wil u sê, kom werklik en kom woon dit by en discover yourself. Ag, pastoor, ek ken myself. Jy kan my moet niks van myself vertel. Jy gaan jouself van jouself vertel daarna. En others, om te weet hoe kan jy dan met ander werk en met ander. En so wil ek ook vir u sê dat ek hoop en ek glo en ek vertrou dat u 'n geseënde week hierdie week gaan hê. En laat die blessings op u gaan reën. En wanneer die Vader die Heilige Gees stuur, staan op. Moenie bang wees nie. U het vanaand, wie ook al gestaan het, julle het nie vir my gestaan nie. Julle het voor die Vader gestaan en gesê, toe hy gevra het, wie sal ek stuur? Toe sê ek, hier is ek, Here, stuur my. Mag die vrede van die Here met u gaan. Ek gaan vir Joe vra om vir ons hierdie diens af te sluit. Joe. Halleluja. Kom ons staan. Testing. Halleluja. Goeiemôre Vader, net vir u sê, baie dankie dat ons hier vandag met mekaar kom. Die prediker wat woord oorgedra na ons toe. En mag ons almal wat hier is geseën wees en ook daar by die huis. En dan, Here, dan wil ek ook net vir u sê, sonder ons is u niks. Ja. Sonder u is ons niks, bedoel ek. Ja. En Here, wees met almal soos hy huis toe gaan. En ons vra al hierdie goedes net in u naam. Amen. Amen. Dankie, Joe.